Goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees. Nog 'n week is verby en ons dank die Here vir sy bewarende hand, sy goedheid en sy guns oor ons. En ek wil u groet met die woorde van Psalm 3 vers 6. Koning Dawid het hierdie psalm geskryf en hy sê: Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Die feit dat u en ek vanmôre wakker geword het, vriende, is nie omdat ons goed was, omdat ons versigtig was, omdat ons onsself kon verdedig of beskerm het nie. Die feit dat ons vanmôre wakker geword het, is omdat die Here ons ondersteun. Hy het ook 'n doel en 'n plan met my en jou lewe, en die doel en plan is om God te verheerlik deur sy seun Jesus Christus in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Nou vriende, ek wil vanmôre bietjie met u praat oor die gedagte en die vraag wat na my kant toe gekom het: wat is daadsondes en wat is nalaatsondes? Nou, as kind van die Here is ons baie gesteld op sonde. Die Bybel sê vir ons dat Christus na hierdie wêreld gekom het om vir sondaars te sterwe. Paulus sê van wie ek die vernaamste is. Sonde is hierdie dade wat ons doen, wat teen God se wet, teen God se woord is, teen God se natuur is, en is eintlik maar 'n vorm van rebellie teenoor God se heiligheid en teenoor God se standaarde. Ons almal word sondaars gebore, daarom sê die Bybel vir ons, ons moet weergebore word. Wedergeboorte is wanneer God deur sy Gees my oë verlig vir my sondige toestand. God deur sy Gees openbaar aan my deur sy woord die wonder van Golgotha, dat Jesus gesterf het vir sondaars. Deur die geloof roep ek uit om vergifnis. Ek weet ek kan nie werk vir my vergifnis nie, ek weet ek kan nie werk vir my saligheid nie, en in absolute desperaatheid roep ek soos die tollenaar van ouds uit: O God, wees my sondaar genadig. En dan vind redding plaas. Voor my redding plaas sonde my nie werklik nie. Voor my redding soek ek verskoning vir my sondes, maar na my redding is ek baie gesteld oor my wandel met die Here en plaas sonde my ook geweldig baie. Daarom moet ons vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte: wat is daadsondes en wat is nalaatsondes? Ek wil begin deur te sê, vriende, geen mens op aarde kan sondeloos wees nie. Daar was een sondelose, dit was die Here Jesus Christus self, en hy sou die offer aan die kruis word, sodat hy ook kan red die wat deur geloof na hom toe kom. Die Bybel sê vir ons, vandaar voor die Here Jesus en na die Here Jesus is daar geen mens wat sondeloos gebore word nie. Selfs na ons redding, sê die Bybel vir ons, is daar nog dikwels sonde wat ons in ons lewens bespeer. So kom ons kyk gou 'n bietjie na die gedagte van hierdie daadsonde teenoor die nalaatsonde, wat dit is en hoe ek dit in my lewe kan bestry. Nou vriende, dikwels in my bediening hoor ek hoe mense sterk uitgesproke is oor sondes soos dronkenskap en diefstal en moord en kwaadpratery en korrupsie en bedrog en dies meer. Maar hulle het nie veel erg aan dinge soos afwesigheid by die onderlinge byeenkomste, biddeloosheid, gebrek aan tyd met die skrif of om 'n getuie vir die Here te wees en dies meer nie. En tog, as 'n mens die skrif gaan bestudeer, is die een so erg soos die ander. Die een se gevolge is miskien nie so erg soos die ander nie, maar sonde voor God is sonde, en die Bybel leer vir ons baie duidelik dat God aan die kruis gesterf het vir die sondes. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik dat ons met sonde in ons lewe moet deel, of dit vir ons erg lyk of nie. Sonde is sonde, en daarom, vriende, moet ons kyk na wat is die daadsonde. Nou, die eerste kategorie wat ek vir u genoem het, staan bekend as daadsondes. Dit is dinge wat ons doen, wat anders sien wat ons doen, wat lynreg teen God se woord en sy gebooie is. Dit is nou dinge soos ek genoem het, soos dronkenskap, diefstal, moord, kwaadpratery, korrupsie, bedrog, begeertes en dies meer. Dit is sonde wat ek doen. Dis 'n daad van die wil. Ek weet God sê ek moet nie dronk word nie en ek gaan word dronk. God sê ek mag nie steel nie en ek steel. God sê ek mag nie moord pleeg nie en ek pleeg moord. Of dit nou fisies is, of dit nou in my gedagte is, soos die woord sê, wanneer ek iemand haat sonder oorsaak. Die Here sê ek mag nie kwaad praat en ek praat kwaad. Dit is wat die Bybel praat van daadsondes. Dis wanneer ek willens en wetens iets doen en is lynreg teenoor die woord. En dan is daar die nalaatsonde, soos ek vir u genoem het. Ek weet ek moet die onderlinge byeenkomste bywoon, maar ek is ontrou daarin. Ek het altyd 'n verskoning, of dit is inkopies, of dit is sport, of is familie, of dit is vriende. En God sê hierdie sonde is net so erg soos die daadsonde. Wanneer ek weet wat ek moet doen en ek doen dit nie. Nalaatsonde. Ek laat na om te bid. Ek laat na om tyd met die skrif te spandeer. En daarom sê die Bybel vir ons ook, ons moenie nalat as kinders van die Here om sekere dinge te doen nie. So wat is die oplossing vir hierdie daadsondes en dan ook die nalaatsondes? Hoe kan ek daarmee deel in my lewe? Vriende, die eerste gedagte wat ek vir u wil gee is, kyk na jou lewe en doen 'n goeie evaluasie waar jy staan met die Here en jou leefstyl en leefwyse.
Die Here sê in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef, of is julle nie seker van julleself dat Jesus Christus in julle is nie? As julle ten minste nie verwerplik is nie. So baie belangrik is dat ek en jy ons lewe sal evalueer. Vriende, as ons maar net eenvoudig daadsondes doen en nalatsondes pla ons nie, moet ons vir onsself die vraag afvra, ken ek werklik die Here? Want 'n kind van die Here behoort nou aan die Here. Sy natuur het verander, sy denke het verander, sy begeertes het verander. Daarom wil ons God verheerlik. Daarom die eerste oplossing vir daadsonde of nalatsonde is dat jy jou lewe sal evalueer aan die hand van die woord. Tweede gedagte is, doen belydenis waar jy agterkom daar is sonde. Jesaja 55 vers 6 en 7 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener in sy gedagte en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. As daar sonde in jou lewe is, vriende, as jy miskien agterkom, jy's nie gered nie, roep na die Here, vra vir redding, vra vir vergifnis. En as jy 'n kind van die Here is en jy kom agter as sonde in jou lewe, bely dit, laat staan dit, sodat jy barmhartigheid en genade kan vind. 'n Derde gedagte, dissiplineer jouself deur die krag van die Gees om reg voor God en mense op te tree. 1 Korintiërs 9:27 sê, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Mense spoel hulle mond baie gou uit oor ander mense, maar hulle staan self agter die deur. Vriende, hulle wil dikwels die splinter in 'n ander ou se oog soek, maar die balk is in hulle oog. Daarom vra ek jou, dissiplineer jouself om in die eerste plek die daadsondes te beveg met alles in jou en die nalaatsondes, vriende, raak te sien en dan regstellings te maak. Te sê, Here, ek hoor, U wil ek moet in die huis van die Here wees. Ek hoor, U sê ek moet bid, ek moet die woord bestudeer, ek moet 'n getuie wees en Here, ek wil dit doen omdat ek lief is vir U, omdat U my eerste lief gehad het. Vriende, 'n volgende gedagte, besef die erns van die tyd. Romeine 13 vers 12. Die nag het ver gevorder en is amper dag. Laat ons die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. U sien, as ons besef hoe ernstig die tye is, kan ons nie met ons ewige siele speel nie. Ons kan nie, vriende, met maak wat ons wil en doen wat ons wil en maar hoop vir die beste nie. Daar is sekere eienskappe wat eie is aan 'n kind van die Here en daar is sekere eienskappe wat eie is aan 'n kind van die wêreld. Daarom evalueer jou lewe, toets jou lewe, doen belydenis waar jy agterkom daar is sonde, dissiplineer jouself in die krag van die Gees om reg voor God en mense te leef en besef die erns van die tyd. Ek wil afsluit met die woorde daar van 2 Korintiërs, die 5de hoofstuk en daarvanaf die 9de vers. Daar staan, daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Paulus praat nou van of ons nou in hierdie lewe is, en of ons nou op pad is na ons dood toe, of ons nou hier is, en of ons op pad is na die graf toe, vriende, ons moet hom welbehaaglik wees. 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy in die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of dit kwaad is. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig, maar voor God is ons openbaar, en ek hoop ook om in julle gewetens openbaar te wees. Die belangrikheid wat Paulus hier deurgee is, vriende, ons almal is op pad graf toe. Ons almal is op pad na God se ewigheid toe. En daarom het ons nodig om vir die Here te vra, Here, ek moet voor U regterstoel gaan verskyn. Ek weet nie wanneer my dooddag gaan aanbreek nie. Ek weet ek is op pad daarheen, maar ek vra U, Here, dat ek ook hierdie loon van U sal ontvang vir wat ek in die lewe gedoen het. Maar die Bybel sê vir ons ook, vriende, dat daar ook hierdie goed en kwaad gaan wees. Daarom pleit ek by U dat ons kinders sal wees in die doen van kwaad in ons lewe en volwassenes in die doen van goed. Dat ons werklik ons lewe so voor die Here sal evalueer, dat ons die daadsondes sal beveg met alles in ons. Die nalaatsondes, vriende, regstelling sal maak, sodat ons dan die Here kan verheerlik. Paulus sê, omdat hy die vrees van die Here ken, omdat hy weet gaan 'n dag van rekenskap wees, daarom probeer hy elke mens oortuig, en dis presies wat ek vanmôre probeer doen, om U te oortuig en te sê, vriende, moenie U tyd op aarde vermors nie. So seker soos ek vanmôre met U praat, gaan 'n dag van rekenskap wees, en mag die Here van ons elkeen kan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dis die boodskap van vanmôre. Die gebed van my hart is dat U dit sal oordink, dat U dit sal bepeins, dat U dit ter harte sal neem, en dat U werklik sal besef, dat ons ywerig daarop moet toelê, om die Here in alles te verheerlik. Baie groete vir U, groete en seën, mooi naweek,
en ons vertrou dat ons mekaar Sondag in die huis van die Here sal sien. Tada!